Dis nooit maklik nie, my woorde lê ver, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song van my dad. Soms is het moeilik om die woorde te sê, so ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek hom het. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf het in 'n song van my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf het in 'n song vir my dad. Dis nooit maklik nie, my pen los 'n merk, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song van my dad. Daar's soveel woorde en my woorde is min, so ek skryf 'n song wat sê hoe trots ek op my pa is. En my ster is nie ver, want my hel is my dad. Hou my sterk en so ek skryf het in 'n song van my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees. En kom reën weer, op jou dag breek, en soms hartseer, weet net ek sal altyd daar wees. En om weer kan niks my keer, want ek weet my pa het my van teeder geleer. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees. Want my stem en my held hou my sterk, so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se diens. En dis ook 'n Vaderdagdiens en ook vir al ons vaders baie hartlike geluk sê met die Vaderdagsdiens van vanoggend. Ons wil ook aan die gemeente bekend maak wie almal siek is en ook wat gesterf is. Ons dink aan die familie van Suster Rachel Versaghi in wijk 3 en ook broer Joseph Caesar van wijk 20. Ons vra voorbring vanaf die gemeente asseblief. Baie geluk aan almal wat die afgelope week verjaar het, as ook huwelike herdenk het. Baie mooi dag aan almal. Goeiemôre broers en susters. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here en Meester. Mag al ons vaders 'n wonderlike en geseënde dag hê. Mag die Here se seën op u rus en ons hoop dat die huisgesinne ons vaders vandag baie spesiaal sal laat voel. Geniet die dag verder. Aan die Vader van die gemeente, mag u ook 'n baie geseënde dag hê. Baie dankie vir alles wat u vir die gemeente beteken. Mag ons Vader u ook wonderlik seën in die toekoms. Geniet u dag. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en eer u. Ons sê vir u baie dankie vir nog 'n mooi dag wat u by ons lewens kom voeg het. Baie dankie vir vaders wat u aan gesinne toevertrou het om as priesters te dien. Gee asseblief aan hulle die nodige krag en insig om u werk te kan doen. Dankie dat ons vandag na u woord kan luister. Gee aan ons geopende ore en ontvanklike harte,
sodat ons u woord kan hoor en gaan uitleef. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom uit Genesis 12, die roeping van Abraham. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ons lees verder in Genesis 15, vers 1 en vers 5. Vers 1. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Vers 5. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Dan lees ons Genesis 17, vers 1 tot 6. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe vir God, sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Dit is die woord van die Here. Wat is ons doel op aarde? Nie een van ons het ooit gedink dat ons ooit so iets soos die coronavirus sou beleef nie. Nie in ons wildste drome nie. Party van ons het al gehoor van die groot griep, maar dit het daar ver verby ons gegaan. Selfs toe ons verlede Desember maand van die coronavirus hoor, het ons dit maar baie ligtelik opgeneem, totdat dit nou aan ons eie lewe kom vat. Mense wat ons ken, word siek. Nou is dit nie meer speletjies of net praatjies nie. Die gety van die coronavirus het ons stilweg ingehaal. Duisende mense het al gesterf. Kyk maar net na die getalle van ons eie land. Nou skrik ons wakker, amper te laat. Hoeveel hoekoms en waaroms het al na die Here gegaan in die tyd? Verskillende vrae. Hoekom ek, Here? Hoekom dan nou, Here? Hoekom nou in die tyd, wanneer dit al klaar so moeilik gaan? Werkloosheid is dan aan die orde van die dag. Die omstandighede in die hele wêreld is dan klaar so neerdrukkend. Sal ons ooit hierdeur kan kom?
dan antwoord God ons: ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Die Here roep vir Abraham met 'n doel, om hom na 'n vreemde land, 'n onbekende land toe te stuur, om 'n volk vir hom te gaan vestig. En alhoewel Abraham nie geweet het waarheen hy op pad was nie, was hy steeds gehoorsaam, want hy het die Here volkome vertrou. In Genesis 11 vers 30 lees ons dat Sarai, Abraham se vrou, onvrugbaar was. En tog beloof die Here dan in Genesis 12 vers 2 dat Abraham 'n groot nasie sal word en dat die Here hom sou seën. Ons kan dus met vaste vertroue vashou aan die belofte. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? In Genesis 15 vers 1 sê die Here vir Abraham: moenie bang wees nie, ek beskerm jou. Genesis 15 vers 5 sê die Here: kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. So baie sal jou nageslag wees. Broers en susters, vaders, dit maak nie saak wie u vandag is nie, en in watter omstandighede u verkeer nie. As God ons wil gebruik om in sy akker te kom werk, dan bemagtig hy ons daartoe. En al lyk dit of voel dit soms nie so nie, hy is elke tree van die hele pad saam met ons. As hy dan vir u geroep het, my broer, om 'n vader, 'n beskermer, 'n priester in 'n huisgesin te wees, of 'n leier in een of ander organisasie, of die leier van die gemeente, of 'n rolmodel van 'n gemeenskap, en die taak voel bietjie oorweldigend, dan sê God vandag vir u: moenie bang wees nie, ek beskerm jou. As u miskien vandag met hartseer en moedeloosheid na u kind kyk en dink: ai, dit was dan so 'n oulike kind. Ek het dan so hard probeer om hulle goed groot te maak. Ek sou nooit kon dink dat hulle so sou uitdraai nie. Luister, hoor dan God se stem wat sê: moenie bang wees nie, ek beskerm jou, en vir hulle oor wie jy bekommerd is, hou jy maar net aan om te bid. Omdat Abraham deur al sy moeilikhede by God geskuil het, gee God aan hom pragtige beloftes. In Genesis 17 vers 1 herhaal God die beloftes aan Abraham: lewe naby my en wees opreg, en dan sal daar baie mense uit jou voortkom. Genesis 17 vers 4 sê die Here aan Abraham: jy sal die vader van 'n menigte nasies wees. Op 'n stadium het Abraham net een seun, Isak, gehad. En tog kom daar 'n opdrag na hom toe: gaan offer jou seun, jou enigste seun, vir wie jy lief is. In gehoorsaamheid en vertroue in God is hy op pad om dit te gaan doen. Op pad daarheen vra sy seun 'n belangrike vraag:
waar is die offerlam dan? Abraham se antwoord, God sal voorsien. Broers en susters, God voorsien altyd in al ons probleme, op die regte tyd en op die regte manier. Ook in ons huidige probleme met die coronavirus en met ons kinders, elkeen met hulle eie soortige probleme, sal God weer eens voorsien. Op TV word 'n program aangebied deur Kabous Meyring. Die program is prontuit. Sy vertel, sy het met die onlangse droogte met verskillende plaasboere gesels, wat so swaar gekry het. Diere het gevrek, saailinge is doodgeskroei, niks kon geplant word nie, want daar was geen water nie. Maar tog het die boere met volle vertroue verklaar, as die Here ons nie die keer help nie, sal dit die eerste keer wees. Jo, as die Here ons nie die keer help nie, sal dit die eerste keer wees. Wees verseker, broers en susters, jong man, jong vrou, vader, moeder, God is daar om ons weer en weer uit ons moeilikhede te help. Hy wil baie graag, kom net na hom toe. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here, vir u woord. Dankie dat ons daarna kon luister. Dankie, Vader, dat u nog vir ons wil gebruik in u akker. Dankie vir die beloftes uit u woord. Gee dat ons daaraan sal vashou en sal onthou, u wil ons altyd beskerm en staan altyd gereed om ons te help in ons nood. Ons eer en loof en prys u. Amen. Kom ons ontvang die seën, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons bly van nou af tot in ewigheid. Amen.